Jona, 'n baie bekende man, met 'n bekende storie. 'n Storie wat 'n mens baie keer verstom, of dit werklik so gebeur het. Maar feit is, ons lees in die woord van die Here van hierdie man. En dit is my bietjie moeilik om hom te beskryf. My eie term is dat hy 'n selfgesentreerde mens was, maar ons sien dat hy ook op die ou einde tog 'n groot evangelis in diens van die Here geword het. Kom ons lees Jona 1 vers 3 en vers 17. Maar Jona het klaar gemaak om na Tarsis, dis toe 'n plek van na Ninive toe, te vlug, weg van die Here af. Toe stuur die Here 'n groot vis om vir Jona in te sluk, en hy was 3 dae en 3 nagte in die vis se maag. Nou, mense, kommentators oor die Bybel het verskillende idees oor wie Jona werklik was, wat sy karakter hy eintlik gehad het, maar onder andere word daar gesê, the character Jonah is a reluctant prophet of God, who refuses to obey God. He is often referred to as the sleeping prophet, the missing prophet, or the running prophet. So, hierdie man het nie 'n goeie begin gehad in diens van die Here en in opdrag van God nie. En God het op 'n stadium en hom eintlik uitgetrap oor sy selfgesentreerdheid, dat hy nie vir 'n stad met 120.000 inwoners meer omgegee het as vir homself nie. En tog lees ons in Lukas 11 vers 29 hierdie geweldig belangrike woorde oor Jona. Die mense van hierdie tyd, sê die Here Jesus, is 'n verdorwe geslag. Hulle vra 'n wonderteken, maar daar sal geen teken aan hulle gegee word nie, behalwe die teken van Jona. En dit verwys na Jona se 3 dae en 3 nagte in die vis, en dat die Here Jesus ook so 3 dae en 3 nagte in die maag van die aarde sou wees. So hier word Jona 'n baie belangrike karakter in die verhaal van Jesus se koms aan die aarde en dit wat hy hier kom verrig het. Iets wat ek en jy maar gerus kan onthou. Jesus was 3 dae en 3 nagte in die aarde, voordat hy opgestaan het. Loop mooi.